Welkom allemaal by die jeugdiens vanmorgen. Kom ons sing so 'n paar liedjies voor die diens. Ons begin met Halleluja. Kijk, die volgende is al jullie volken. Al jullie volken, klap je handen, jij klopt in van God. De weg wil zingen, roept zijn namen, elke stad op aarde. Zing niet, dan zo, nog in mij zegt nog in nog. Okay, die volgende liedjie wat ons sing is, ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind.
En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het die Bybel, want ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, en ek sal verander wees. Kinders van die Here, en ek sal verander wees. Ek is bly ek het verlies, ek is bly ek het syker, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het die Bybel, wat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, en ek sal verander wees. Kinders van die Here, en ek sal verander wees. Goed, dankie. Rico, sit gou vir my die visvangkompetisie daar op die boordskiet. Die hele volg op die 19de Oktober, die jeug visvangkompetisie aan by Kokkies Dam. Dat is regtig 'n baie lekker pryse om te wen. Die kolonne met vir 4 persone, vleishamper, allerhande sulke pryse, geskenkbuis by Battery Centre. So, ons sal dit 'n prys wees vir die jongste inskrywing en die oudste inskrywing. So, ja, kontak vir Jolandi, daar is daar kontakbesonderhede en dan kom vang saam met ons lekker vis en kom geniet die dag. Dit sal baie lekker wees. Dankie. Jy kan inskryf. Rico, jy het ook geklim. Het jy nog keiner gehoor? Hallo, is goed? Ek gaan op die besluit. Ek het hard gesê. Dis die Maika. Goeiemôre. Dankie, baie welkom in die kerk. En julle het al lekker mekaar saam gesien. Dankie Hein. Dankie vir die visvangkompetisie. Nee, dankie dokter, dankie vir die reëlings. Ek weet, ek het al een gereël. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Ek hang my hoed af, baie dankie. En kom ons ondersteun regtig die jong mense, geliefdes. Kom ons gaan tap, jy weet, en ons maak 'n poging om ook daardie dag daar te wees. Die 19de Oktober by Koppiesdam. Asseblief hoor, kyk mooi. As jy enigstens dink jy het 'n visdop of iets, dan skryf dit asseblief hoor. Dan wil ons namens die kerkraad net die volgende afkondigings doen. Vandag is nou weer, julle sal agterkom, ons begeleiding vandag gaan net met die gitaar wees. En hulle wat vir ons gaan voorsing, ook deur die erediens. Dit is 'n jeugdiens, nee. 'n jeugdiens en dis met die oog op die kwartaal wat voor lê. Vir die jong mense wat bid vir 'n belangrike kwartaal, dink ek, met groot eksamens, nee. So vir al die jong mense. En dan om wat siek is, daar is 'n klompie. Ons het slaan my voorbeeld daarvoor. Rex en Lisa Olivier sê baie dankie dat ons ook ons gebede en ons leefgevoel met hulle betrek het tydens die afsterwing van Lisa se moeder. Ja, afgelope tyd. Dankie julle. En na kerk is daar tee en koffie. Daar word in die kerksaal, soos altyd, en ons altyd iets te eet by. Nou as jy dalk jou weg oop sien om te help met die ietsie te eet daarby. Nee. Daar gaan 'n lys wees, dan kan jy by 'n datum jou naam inskryf. Daar's datums ook en so. Hy's daar in die kerksaal. Baie dankie aan al die dames wat altyd so bereid is om te help met dit. Dit is vir ons altyd
'n vreugde om na kerk daar saam te kuier en dan daar die lekker soetigheidjie of suitigheidjie te eet. Baie dankie. Wat die program van die week gaan betref, geliefdes, is koffie en tee Dinsdag, Bybelstudie Woensdag, gebedsaksie Donderdag, en dan Donderdag is daar ook 10 uur die barmhartigheidsvergadering. Vrydag is 'n senior burgerfunksie, daar so by die burgers by die Vonente, so op die Pokkelpad, so 10 km, 8 km uit die dorpspad. Almal welkom, ons moet maar net jou naam daar so by die kerkkantoor, dat ons nog meer weet hoeveel mense om voor te berei vir die lekker geleentheid. Het is altyd baie lekker, ons geniet dit. So daar sal met vir hom RW gehad wat vir ons dat dienbou speel. RW is ongelukkig oorlede. Ons gaan nou aan 'n plan uitdink. Ek was sy broer is oorlede, so graag vra dat ek ook maar net van daardie familie sal dink, geliefdes. En dan baie dankie aan almal wat 'n rol gespeel het of bygedra het of iets gedoen het ten opsigte van die vlooimark wat gister hierso by die kerk was. Dit was regtig weer 'n mooi belewenis. Ek wil van my kant af, as ek mag sê, wil ek graag vir Johan Odendaal baie dankie sê, ook vir Ina, en die het nog gehelp, en Marlijn was ook die tydjie daar, en Linda was daar, en daar was 'n klompie ander, wat ook gehelp het, en dan met die dag ook saam, die reëlings met die pannekoek, en met die koffie, en met die hele dag daar, so baie dankie. Dit was 'n wonderlike geleentheid waarna van die arm mense daar verby kon loop en hulle kon ietsie koop. En die pryse was R1, R2, en as dit net sommer 'n glas op 'n bak, op 'n bord, op 'n wat, bring hulle goedjies. Ja, dis 'n geleentheid, en dis mooi. En dan, geliefdes, verwelkom ons Marie en Heinrich Harmse van die Kerk Oos, gemeente Oos-Parys, Parys-Oos, ook baie welkom. Maar hulle ook altyd gelukkig wees hier, so by ons saam met hulle pa en haar man, Rien Harmse. Die verjaarsdae, daar is die verjaarsdae aan my Opperman, aan my 86, 10 maand dankoffers, hier vir die funksie, visvangkompetisie, die 19de en die 20ste kan kuier Steven Sterling en Ryan Walt so by ons. Dit is 'n gesamentlike diens met Suidgemeente. Ek dink die Munipaan het laas gesê die hulle hart beroep van 2 Toringkerk en Bloemfontein van die erediens lei. En dan gaan hulle ook dan hulle getuienis lewer. Hy het vir my gesê, toe ek met hulle praat oor die toon, hulle getuienis is die vorm van sang en van musiek. Ja, dis die afkondigingsliedjes, mag die Here ook vir julle naby wees en seën, wanneer julle gebede ook vir die gemeente tot sy troon rig. Kom ons gaan voort met ons erediens. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar. Amen. Geliefdes, genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here, met die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n Halleluja lied, nee, Halleluja. Kom ons net dankie. Is dit wat een is dit? Is dit doop op met die tromme nie? Goeie dankie aan. Ja, jy sien dit. Dis nie Halleluja lied. Baie dankie. Hey, doe voor die trommel. All is so possible for the
baie dankie vir die loopie. Liefdes, nou ja, ons het die Here geloof en ons kom geprys met ons stemme en met alles wat ons is, en ons doen dit omdat ons aan hom behoort. Ons doen dit omdat ons sy kinders is, dis wat ons doen. En ons doen dit omdat ons in ons hart blydskap en 'n vreugde ervaar, dat hy ons uit genade, dis genade, sy kinders gemaak, dat hy gesê het, my kind, ek wil jou vader wees, jy moet my kind wees. Genade, ons is daaroor dankbaar, diep dankbaar, en deel van ons hele belewenis as gelowiges is dankbaar. Ons is die bewus van hoe groot ek is die bewus van hoe groot my sonde is. Ek ken my sonde. Die Here ken dit beter, maar ek ken dit ook. Ken dit. Maar ek weet ook dat ek deur Jesus Christus verlos is van my sonde. Dit weet ek ook. Uit genade. En aan my kant af, dankie Here. Dankie Here. En dit is wat lofprysing eintlik maar is. Dankbaarheid voor God. Blydskap in ons hart. Vir iets wat ek nie verdien. Absoluut nie verdien. Dit is, mag die Here ook vir julle seën. Mag julle harte gevul wees met liefde vir God en ook liefde vir julle naaste. Vir die ander mense saam met julle. As 'n aanbiddingslied, en ek dink ons gaan hom nou sing, aanbiddingslied, o Heer my God, as ek in eer bied wonder, kom ons wy onsself van die Here toe, ons aanbid hom, hierdie God wat vir ons soveel genade gee, dwars deur ons lewens. O Heer my God, ken ons, so pragtige lied, aanbiddingslied. What
Kom ons gaan voor ons aanbiding. Hemelse Vader, o Here, U is inderdaad groot God. O Here, ons God. Ons aanbid U, ons loof U, ons prys U, ons dank U, Here, vir al U goedheid, vir U guns, vir die feit dat ons, Here, U kinders mag wees. Dat wanneer ons ook voor U troon staan en ons sê, Here, ons is jammer oor ons sonde, dan weet ons al klaar dat Jesus aan die kruis gesterf het om al ons sonde vir ons te vergewe, skoon te was, nuwe mense te maak. Baie, baie dankie, Here. Help ons elke dag ons hele lewe aan U sal toewy, vir U sal gee, vir U sal lewe. Dankie, Here, dat U ons ook daarmee help. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om in ons harte te woon en vir ons in hierdie wonderlike lewe, die nuwe lewe, te lei, krag te gee om dit te lewe. Baie dankie. Dankie vir die blydskap wat ons in ons harte kan hê. Dankie vir die vrede, die rustigheid, die kalmte. Juis omdat ons weet, U is by ons. Ons is in U hande en niemand of niks kan ons ooit daaruit ruk nie. Ons behoort aan U, Here. In ons lewe en in ons sterwe behoort ons nie aan onsself of aan enige iemand anders nie, behalwe as maar net aan U, Here Jesus. Dit vul ons met soveel dankbaarheid, Here. Seën vir ons as ons die Bybel lees en word ook verheerlik deur dit wat ons hier in die erediens doen. Dit alles is net tot eer van U. Net tot eer van U, Here. In die naam van Jesus. Amen. Maar ja, geliefdes, van die dag. Ons lees vandag saam met die Bybel uit. By ek het twee gedeeltes gekies. Dit is Filippense 2 vers 5 tot 11. Filippense 2 vers 5 tot 11. Julle ken die gedeelte. En kyk, almal ken dit. Ons het hom al baie keer gelees en ek is seker jy het ook al hierdie gedeelte gelees. Filippense 2 vers 5 tot 11. Dis 'n ou lied wat die mense in die ou tyd gesing het. Wat Paulus nou vir ons hier so in Filippense 2 vers 5 tot 11 laat opskryf. Maar daar staan: dieselfde gesindheid, so sê Paulus, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Jesus Christus is Here. Ja, kom ons lees ook Efesiërs, Filippense, Efesiërs 1, wat ook meespeel, Paulus se gebed aan die gemeente van die Efesiërs, vers 15 tot 23. Daarom, so skryf Paulus, wat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ook nie op
om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee. En hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat gelewe. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dis die krag wat hy uitoefen in ons wat glo. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp en hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Tot sover lees ons geliefdes. By Filippense het ek gedink, ons kyk na daardie gedeelte, die laaste gedeeltjie van vers 7. Hy het aan mense gelyk geword, en toe hy as mens verskyn het, en verder ook verleer. Hy het aan mense gelyk geword, dis nou Jesus, né? En hy toe ook as mens verskyn, toe hy as mens verskyn het, was nog verder, het hom verder verleer, maar hy het aan mense gelyk geword. En dan sê hy hier, in Efesiërs 1, vers 19, hoe geweldig groot sy krag mag, hulle geestesoë so verhelder wees, dat hy kan sien hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons, wat in dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek, en dan in die hemel aan sy regterhand kan sien. Tot so. Ja, dit is die skriflesing. Ek het die kerk te kry, is nou so verswaartjies. Ek het ook onderstrootjies. Ek weet ook, is nou mooi verstaan. En hier is ook onderstrootjies. Veel is en pinkers en groeners en so aan. Ek gaan dit maar nie daar neersit, op julle weet. Maar daar is wat ons moet daar sit. Maar een strooitjie, en hierdie hele illustrasie wat ek nou wil doen vandag, is een strooitjie verteenwoordig hy, die strooitjie is die mens. Nee. Strooitjie is die mens. Nou, dink jy so? En kyk nou maar, jy weet, kyk die mens, kan jy maklik buig. Buig of knap, of jy weet wat, as jy sterk genoeg is, kan ek rek hom 'n bietjie, ek druk hom plat, ek draai hom, dis wat jy met 'n strooitjie kan alles doen, hè? Pommel, so, ek ken nou, van hom pluk, maar as jy sterk genoeg is, kan jy hom skeer, en dis strooitjie, mens, dis die mens. Hierdie spyker wat ek het, iemand in die gemeente het vir my so lang spyker. Hierdie spyker, hy verteenwoordig of hy staan vir Jesus, die Seun van God. En Jesus word gebore as 'n mens, dit onthou ons soms, né? Hy betree, as ons nou 'n groot kerklike taal praat, betree Jesus nou die menslike natuur, die menslike liggaam. En dit gebeur, geliefdes, met sy geboorte, Jesus. Daar in Bethlehem, Kersfees, een van die dae, so 'n paar maande, 3 maande, Kersfees, 2 maande, 3 maande, Kersfees. En hy kom aanvaar die mens se natuur. Hy kom
soos ons. Hy het hare, voorkop, oë, neus, mond, op, ore, en keel, en lyf, en alles. Hy kom as God. En hy word 'n mens. Ja, hy word 'n mens. Met ander woorde, né? Jesus, hier is die mens, né? Kom en hy aanvaar die menslike natuur. Sien julle? Hy word soos 'n mens. Hy word 'n mens. Hy word 'n mens. Dis wat Jesus kom doen. Hy word 'n mens. Ons mense hierso, wanneer ons nou, dit is nou katekisasie, dit is nou sonnaarskool. Want ons gaan leer ons die kinders by die sonnaarskool dit. Ons leer hulle, dit hoor ons by 'n baie ou oom, hy is amper dood. Hy is al dood in 373 na Christus. Ek gaan werk toe uit, dit is 1651 jaar gelede, is hy al dood. En hy het hierdie vreeslike naam van Athanasius. Hy is uit Noord-Afrika, hy is daar gebly, hy Egipte, hy is daar in Egipte ook dood, en hy het allerhande goed geskryf vir die kerk. En toe so, moet ek sê, kyk, hy is 373 na Christus, is hy dood, en toe so, 'n bietjie later, so 130 jaar later, en die mense dit wat hy geskryf het, gebruik om hulle geloof mee uit te druk. So glo ons. En hy skryf 40 of 39 verskillende artikels, Athanasius. En die 29ste sê, dat jy dit in julle vir die kinders leer. Om in die hemel te kom, is dit belangrik dat ek sal glo aan die menswording van Jesus. Die menswording van Jesus. Dis die 29ste artikel. Die 30ste sê, ons glo en ons bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk, terselfdertyd, God en mens is. God en mens is. Dit leer ons die kinders. Maar dit glo ek en jy ook, ons glo ons. Dis ons belydenis. Dis ons belydenis. Want daar's 'n ander katekisasieboek. Heidelbergse Katekismus. Die wil daarvan hoor. Heidelbergse Katekismus. Nou by Sondag, vraag 15. Vraag 15 van die Heidelbergse Katekismus. Vra die Heidelbergse Katekismus. Vra die meneer in die klas. Die sonnaarskool meneer of tannie of juffrou of hoe jy dit ook noem. Oor die middelaar, né? Die middelaar is, hulle praat oor Jesus. Maar vra hulle, hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan eintlik vir ons soek? Want ons is verlore op hierdie wêreld, ons het iemand nodig om ons te help. Nee. Sê hulle, so ene, sê die Here, so ene, julle moet dit leer, julle moet dit onthou, so een wat ware en regverdige mens is, maar nogtans, sterker is as enigiets anders wat in hierdie skepping is. Is gewone mens, maar sterker as enigiemand anders, of iets anders. Dit wil sê, hy moet regverdig ware mens wees, maar hy moet ook terselfdertyd ware God wees. En met die geboorte van Jesus, daar word Jesus. Johannes 1 vers 14, dis ook in die Bybel, net die 4de evangelie, 1 vers 14 staan daar, Johannes skryf, hy sê, Jesus het onder ons kom woon. Onder ons kom woon. Onder as hy nou vandag hier was dalk een van julle, dan moet ons nou weet, want hy lyk net soos ons. Onder ons kom woon.
onder ons gaan woon. En wanneer Jesus nou mens kom word, sien ek het net nou hierdie strootjie sommer so gevoel mense. Ja. Maar nou hierdie een kan nie, né? Ek kan nie, jy kan hom nie. Draai, ja, kom maar. Hierdie een is sterk. Jy kan hom nie draai. Hy is onbeweeglik sterk. Ja. Dis wat gebeur as Jesus mens word. Is hy onbeweeglik sterk. Hy is onbuigbaar, hy is onknakbaar, hy behou sy vorm, hy bly dieselfde. Ja, hy bly dieselfde. Dit is my wonderlik, dit is my mooi. 'n Mooi vergelyking, né? Nou as ek nou hierdie strooitjie vat, hierdie ander enetjie, hierdie een van die mens, hierdie wat leeg is, hierdie wat net mens is, nee. Ek sit hom langs hierdie teen hom vas. So. Maar hy ook nie. Hy kan ook nie buig. Hy kan ook nie buig. Sien, hy kan ook nie vorm nie. Hy kan ook nie knak nie. Kan ook nie doen. Maar wat maak hom sterk? Hierdie een wat Jesus is. Tegelyk God is en mens. Was ek. En dis wat presies wat ons gebeur het met die geboorte van Jesus. God met ons, by ons nie. God by ons kan hom nie knak. Jy kan hom nie knak. Christus is by ons. Immanuel, hier is hy, so, nee, langs ons. Hy is langs ons, hy is so by my, nee, hy is met ons, saam met my, elke oomblik, as ek asemhaal, is hy daar, as my oë knip, is hy daar, as my hart klop, is hy daar, as iets gebeur met my lyf, is hy daar, hy is heeltyd daar, hy is nie nooit weg nie. So, dit is my groot woord. Hy is naby ons. Weet jy hoe naby ons is hy? Ander oom. In die geskiedenis, sy naam was Martin Luther. Weet jy of sy naam al gehoor het? Nee. Goed. Hy sê, die Here is nader aan jou as wat die hemp in jou lyf is. So nader. Is die Here. So nader. Nou sê die Here self, in die Bybel uit, nee, hy sê die Bybel uit, ek is by jou. Ek is by jou. Jesaja 43, jong, daar is baie plekke waar die Bybel sê, hoe die Here naby ons is. Hy sê in Jesaja 43, as jy dalk deur die water moet gaan. Dan teken die water, dit is die moeilike tye, dit is swaar tye, dit is seer tye, dit is hartseer tye. Die water, as jy in die water is, dan kan jy jy bly lank daar in die water, dan wil jy verdrink, As jy deur die water moet gaan, baie keer is die water 'n sterk stroom. Ek het gister na 'n ding ergens 'n beeld, 'n videoetjie, waar 'n rivier daar in die ooste so hele huis se dak afvoer. En daar's 'n sterk paal wat so staan. Hy steur daai dak met daai paal middel deur. En as jy deur die water moet gaan, swaar kry, dan sê die Here, Jesaja 43, dan is ek by jou. Dan is ek by jou. Waar sal jy wees? Sal jy wees? So toe is nie. As jy swaar kry, jy sukkel met iets, die water. Dan sê hy daar in die 5de vers van Jesaja 43, my kind, jy moet asseblief nooit bang wees nie. Hoekom nie? Want ek is by jou. Ek is by jou. So, nooit bang te wees nie. Ek is by jou. Ek is by jou. As baie maniere waarop die Bybel beskryf hoe die Here by ons is. So by ons is. Ek dink maar sommer aan Psalm 23 sê Dawid, hy sê, die Here is by jou, maar jy is binne in sy hand. Dan sê hy in Johannes 10, niemand sal jy ooit uit sy hand uitdruk nie. Niemand nie. En Paulus sê, ook in die Nuwe Testament, die Romeine, groot boek die Romeine, die brief aan die Romeine, nee. Hy sê by Romeine 8, hy sê, niks, maar niks sal jou skei. Niks sal jou skei van die liefde van Jesus.
Niks nie. Nie die dood nie, nie die lewe nie, nie siekte nie, nie gesondheid nie, nie engele nie, nie magte nie, niks nie. Dis altyd by jou. Altyd by jou. Hy gee jou krag. Hy gee jou krag. Ek onthou die verhaal van Genesis 39, nee. Verhaal van Josef. Wat het Josef? Joseph and his technicolor dreamcoat. Sy pa het hom 'n mooi jasie gemaak. Né? As hoe julle opvoeding word dit, nie? Maar Josef beland op 'n manier, 'n sluwe manier daar in Egipte uit sy boeties verkoop om in huis in Egipte. En daar sien 'n man met die naam van Potifar. Nou Potifar, onthou julle, hy was die kaptein, die bevelvoerder van die farao se leiwagte. Potifar. Potifar het 'n vrou gehad. Nie 'n goeie vrou nie. Nee, baie goeie vrou nie. Potifar se vrou was anders. Maar in elk geval geliefd is, julle weet, sy toe vir Josef opnieuw. En toe het sy vir hom probeer verlei. Sy het probeer hom verlei. En hy net eenvoudig nie toegesien nie. En hy gevlug, want die Here is naby. Die krag van die Here het hom gehelp om weerstand te bied in daardie versoek, in daardie vrou, in daardie versoek, in daardie vrou. Die 'n ander boek in die Bybel, Rigters. Julle ken Rigters, nie? Rigters het oor mense gegaan toe daar nog nie 'n koning was in Israel nie. Voor die konings, voor koning Saul, Dawid, Salomo, was die rigters in Israel. Hulle die volk gelei. Hulle was baie bekwame mense, die Here was by hulle gewees. Sterk leiers. En daar dink ek sommer aan iemand, 'n vrou, die naam van Deborah. Sy het hulle gelei, maar jy glo daai tyd al, nie? Deborah, sy was 'n rigter. Sy het hulle gelei. Die Here was by haar. Het haar gehelp, het haar krag gegee. 'n ander ou was Gideon, onthou julle ou soos Gideon, né? Hy was ook 'n rigter. Hy was 300 mense uitgekies, né? Die hele leer van die Midianiete verslaan. 300 ouens, 400 ouens, die Here was by Gideon. En dan moet ek hierdie rigter, wat julle sal baie goed onthou, sy naam is Samson. Samson ken ons, hè? Samson is die ou met die lang hare, die sterk lyf wat 'n leeu opskeer. Dis 'n leeu. Hulle vertel, daar's 'n verhaaltjie van Samson. Hy stap na 'n stadspoort en daai mure is baie keer so hoog soos hierdie kerk se muur hier. En as dan nou 'n poort in daai muur ingebou, 'n staalpoort binne daai muur gebou. Samson kom en dan vat hy daai poort, maar ruk hom uit daai muur uit. Ruk hom tot die oorseën gaan gooi hom weg. Hy staan hoeveel mense, 1000 plus mense, soldate, moet 'n esel se kaap probeer vernietig hulle. Samson, duiel hom, die Here was by hom. Hy het sy volk gehelp. Hy was swak ook, ja, soos ons almal maar. Ja. Ek het al gesê van Jesaja 43, Rigters Jesaja 43. Wat sy mooi van Jesaja 43 is daai laaste 5de versie wat sê, wat die Here so na sy kind kyk en sê, vir my, weet jy wat, nee, jy is my kosbaar. Jy is my kosbaar. Hy sê, dan sê die Here, ek ag jou hoog. Ek het jou lief. Ek het jou lief, so lief soos Jesaja, Johannes 3 vers 6, nie so lief het ek jou, dat ek my enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan. So. Lief is. Dan is daar natuurlijk nog 'n hoofstuk, en ek wil dit net noem, dis Hebreërs 11. As jy die Hebreërs 11 gaan lees, nee, dan kom jy agter dat daar 'n ellenlange lys is van mense, name, manne en vroue, wat hulle krag en hulle sterkte by die Here gekry het, naby die Here geleef het.
Nou wil ek vir julle sê, ek wil graag met vrymoedigheid sê dat as iemand se lewe weg van Jesus af is jou lewe nie sterk nie. Ons moenie 'n fout maak nie. Ons moenie 'n fout maak nie. Ander mense, jou vriende, jou maats, invloedrykes, ryk mense, vername mense, mense wat sterk is, mense wat geleerd is, mense wat maklik praat. Nie een sal vir jou die krag gee dat jy by Jesus kry. Nie een nie. Nie een nie. En Dawid skryf in sy psalms, Psalm 62. Dis 'n mooi psalm. Psalm 62. Hy skryf in Psalm 62, hy sê, weet julle wat, nee, 'n mens is niks. Mense is 'n leesstorie. Mense is niks. Vers 10 van Psalm 62 sê 'n mense is verganklik. Ja, dit beteken eintlik 'n mens vergaan. Jy vergaan. Later as jy net stop. Ons is almal al besig om te vergaan, ons wat grys word. Nee, ons is al besig om te vergaan. Nou mense vergaan. Mense is niks, sê. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. So min is 'n mens. Saam so minder as niks. 'n Paar strooies, ons nou 'n paar strooies langs mekaar sit hier, so nou wat sommer 'n paar strooies, hier so 'n kom strooi, net op jou bys nie. Nou vir 'n kom strooies langs mekaar. Ons vat nou hierdie strooies, nou wil ons krag hê by hulle. Wat nog? Nee, nog. Nog. Nou, sê ons ook, hierdie klomp, ons het nou mense om ons, nee, het ons krag. Dat jy hulle kan buig. Kan draai. Kan vrommel. Almal van hulle. Mense is niks. Mense is niks. Knap en jy buig en jy smaklik. Dan staan op Psalm 62, 12 en 13 vers staan daar, net God het mag. 'n Mens kan net op die Here vertrou. Net op die Here vertrou. Liewe broers en susters, die jong mense, hoor dit vandag. Christus bied vir ons die krag en die vastheid wat hou. Ons laasweek hier 'n klein dogtertjie gedoof het. Die Lady Elisabeth, klein dogtertjie. Toe hoor ons weer die Here God beloof. Daai klein dogtertjie, ek sal jou God wees. En ek sal jou nooit los. Nooit los. Die Here los my nooit. Hy los my nooit. Psalm 18 is dit Psalm 18 vers 30. Ek het ons nou hier, ons is skrif, dat ek nie seker maak, ja. Sê Dawid, hy sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God, sê hy, loop ek 'n bendestoel. Met my God. En Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Onthou dit in die laaste kwartaal van 2024. Die Here is by jou. Hy help jou. En maak jou sterk. Ons hemelse Vader, ag Here, elkeen van ons ken onsself. Ons weet hoe broos ons is, hoe breed
kwesbaar, swak. Hoe maklik kan dinge vir ons in die lewe verander. Ons weet Here. Baie dankie dat U ons aan U kom vasbind het. Dankie dat ons by U kan wees, dat U by ons is. Dat U, Here Jesus, wat God was, onvergelyklik God, ewige God, die gestalte van 'n mens, kom aanneem het, dat U as 'n mens hier verskyn op aarde. Dit maak ons sterk, Here. Dit gee ons krag. Baie dankie. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid, vir die kwartaal wat voor lê, al die jong mense, bid vir hulle dit, Here, dat hulle sal weet, U is altyd by hulle. Hulle behoort aan ons ouers, dankie Here, vir die vertroosting en die versekering. Dankie Here Jesus. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is en swaar kry. En dankie dat ons ook kan weet, o Here, dat U daar by elkeen van die kinders is. En dat U versterk, dat U vrede gee, dat U krag gee, dat U heling bring, dat U 'n pad met ons loop. U los ons nooit. Ons prys U. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie geliefdes, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met die gawe, en daarna sing ons ons slotsang. Okay. Ons dank die Here dat ons hierdie geleentheid kon benut het, kon gebruik het, dat ons vir U iets kan gee. Hierdie geldstukkie of nood of wat ook al ons gegee het, wat ons hier in hierdie sakkie gesit het, Here, is maar blik van die groot dankbaarheid wat in ons hart lewe. Dankbaarheid vir U offer, Here Jesus. Ons prys U naam. En hiermee gee ons ook ons hele lewe aan U. Gebruik ons waar U ons gewees het, Here. Daar in Fiji, soos ons nou hier gesien het, maar ook verder. Hier in Parys, aan 'n plek ook. Ons is tot U beskik.
Seën ons, Here, seën die aanwending ook van hierdie gawe, word daardeur verheerlik in die naam van Jesus. Amen. Voor ons die slotsang sing, wil ek net, Willie Hofman is vandag hier by ons in die kerk. Willie Hofman is nou al 50 jaar diaken, hier so in ons gemeente. Nee, maar Willie is nie gesond. En hy het in die afgelope tyd gekom, en ek dink vandag wil ek graag vir Willie vorentoe roep, asseblief Willie, en dan sing ons vir hom, geliefdes, laat die Here die seën op hom daal. Ek dink Willie gaan dalk nie weer die hele diens saam met ons bywoon nie. As Willie kom vorentoe asseblief voor, daar sit hy daar agter, so net gou vir Willie vorentoe kom, ek moet nie by my mooi hoor nie. Ek gaan nie by hom staan, man. Dan sê ons vir hom, laat die Here die seën op hom daal. Ja. Dankie Willie, kom staan jy by my. Kom ek staan by jou. Nee, ek sal na jou toe. Kom ek staan by jou. Geliefdes, ons staan en dan vra ons dat die Here ook vir my sal seën. Die pad vir ons. Ja, baie dankie. Maar iemand moet ons net insit asseblief, laat hier die seën op ons daal. En mag die Here met jou wees, soos ons vandag gehoor het, en mag jy sy genade ervaar, hoor. Baie dankie jy saam met ons, hoor. Goed, dankie Willie. Ja, jy moet maar hier bly, ja. Kom en kan, ja. Maar dankie dat jy vandag saam met ons is, hoor. Dankie Willie, hoor. Baie dankie geliefdes, ek kom maar sit weer. Ons nou die slotsang. Die slotsang is Jesus groot bo almal, sterke verlosser. Ons het weer loop om met die trom aan. As Jesus groot bo almal. The
en gaan dan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.